Baie welkom liewe vriende vanaand by ons tweede Pinksterbid hier vir 2026. Wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie Pinkstertyd besig te kan wees met die werk van die Heilige Gees en dit wat hy ook in ons lewens kom doen. Dankie dat jy vanaand by ons inskakel. Ons skriflesing kom vanaand uit Esegiel 37 en ons lees vers 5. Ek bring gees in julle, dat julle kan lewe. Pinkster, liewe vriende, herinner ons aan die wonderlike waarheid, dat God nie sy kinders alleen laat nie. Toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy beloof, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. En op Pinksterdag het daardie belofte waar geword, toe die Heilige Gees uitgestort is. Waarom het God die Heilige Gees gegee? Omdat die mens geestelik dood is sonder God. Omdat ons harte koud word. Omdat sonde ons breek. Omdat ons moedeloos raak. Omdat ons nie uit eie krag geestelike lewe kan voortbring nie. Pinkster is daarom nie net 'n herdenking van 'n gebeurtenis nie. Pinkster is die bewys dat God nuwe lewe gee deur sy Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees is daar geen ware geloof nie. Word harte koud en word mense geestelik droog. Maar waar die Heilige Gees werk, kom nuwe hoop, nuwe lewe en nuwe geloof. En dit is presies wat ons sien ook in Esegiel 37. Die volk van Israel het gevoel soos 'n vallei vol droë bene, sonder hoop, sonder krag, sonder lewe. Maar toe spreek God, ek bring gees in julle, dat julle kan lewe. En dit is ook God se boodskap aan ons vandag. Die Heilige Gees bring nuwe lewe waar alles dood en hopeloos lyk. Sommige mense voel asof hulle geestelike vuur besig is om dood te gaan. Daar is nie meer dieselfde vreugde in die Here nie. Daar is nie meer duidelike krag in die geloof nie. Dit is presies die beeld wat ons ook in Esegiel 37 sien. Die profeet Esegiel sien 'n vallei vol droë doodsbeendere. Nie vars bene nie, maar droë bene, ou bene. Dit wys vir ons 'n toestand van totale hopeloosheid. Menslik gesproke was daar geen lewe moontlik nie. Maar dan kom God deur sy woord. Ek bring gees in julle, dat julle kan lewe. Pinkster herinner ons daaraan, geliefdes, God bring lewe, waar mense net doodsheid sien. Die eerste punt waarby ons vanaand stil staan is die volgende. God sien ons geestelike droogte. Die eerste troos van hierdie gedeelte is dat God ons toestand raak sien. God het die droë bene in die vallei gesien. Hy het nie daarvan weggekyk nie. Hy het ook nie verbygegaan nie. Hy het nie gesê, hier is niks meer moontlik nie. Nee, die Here kyk met ontferming na sy volk. En vandag sien God ook jou hart. Die Here sien jou geestelike stryd, teleurstellings, sonde, moedeloosheid. Mense rondom jou verstaan dalk nie waardeur jy gaan nie. Maar God sien die ware toestand van die hart. Israel het gevoel, dit is klaar met ons. In vers 11 sê hulle, ons bene is verdor en ons hoop is verlore. Miskien voel jy dalk ook so vandag. Bid jy nog, maar het voel of jou gebede teen die plafon vaslaan? Jy lees nog jou Bybel, maar jou hart voel koud. Jy probeer aangaan, maar daar is min vreugde oor in jou lewe. Luister mooi vanaand. God vergeet nie sy kinders in hulle droogte nie.
Psalm 103 sê, hy weet watter maaksel ons is. Die Here verstaan ons swakheid. Hy sien wanneer ons geestelik uitgeput raak. En die wonder van Pinkster is, God los nie sy kinders in hulle doodsheid nie. Die tweede punt vanaand. Die Heilige Gees bring nuwe lewe. Die droë bene in Esegiel 37 kon hulle self nie lewendig maak nie. Geen been kon sê, ek sal self opstaan nie. Dit moes van God afkom. En dit is ook waar van die mens se geestelike lewe. Die Bybel leer vir ons dat die mens van nature geestelik dood is deur die sonde. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie deur eie krag nuwe lewe skep nie. Dit is waarom ons die Heilige Gees nodig het. Jesus sê in Johannes 6, dit is die Gees wat lewend maak. Die Heilige Gees verander harte, wek geloof, bring bekering en maak dooie sondaars lewendig in Christus. Pinkster gaan daarom nie net oor emosionele of opgewondenheid nie. Pinkster gaan oor God wat deur sy Gees nuwe lewe gee. Wanneer die Gees werk, begin mense weer bid, begin hulle weer verlang na God, begin die woord weer lewe kry en begin geloof weer groei. Miskien voel jy vanaand geestelik droog, miskien voel jy, ek is so ver van die Here afgedwaal. My geloof is swak en my hart voel koud. Dan moet jy vanaand onthou, God spesialiseer daarin om lewe te bring waar daar geen hoop meer is nie. Die Heilige Gees kan nuwe hoop gee, nuwe vrede gee, nuwe krag gee. Wat vir mense onmoontlik lyk, is vir God moontlik. Dan ons derde punt vanaand. God herstel wat gebreek is. Toe God sy Gees stuur, het die droë bene begin lewe kry. Daar het beweging gekom. Daar het asem gekom. Daar het lewe gekom. Dit wys vir ons dat God 'n God van herstel is. Die Here herstel gebroke harte, stukkende mense, swak geloof en moedelose kinders van God. Miskien dra jy vanaand seer in jou hart en miskien voel jy, my lewe is te beskadig. Ek het te veel verkeerd gedoen. Ek sal nooit weer geestelik sterk wees nie. Maar kyk wat doen God in Esegiel 37. Hy bring lewe deur sy Gees waar alles dood was. Daar is geen hart te hard vir God nie. Daar is geen lewe te stukkend vir hom nie. Daar is geen sondaar te ver afgedwaal vir die Here nie. Die Here is nie klaar met jou nie. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Wat God begin, laat hy nie los nie. Luister daarom na die troos van Pinkster vanaand. God gee nuwe lewe. Waar mense net droë bene sien, sien God lewe. Moenie jou hoop verloor nie. Die Heilige Gees werk vandag nog. God maak vandag nog harte lewendig. Kom daarom vanaand na die Here toe. Bid dat die Heilige Gees weer nuwe lewe in jou hart sal werk, want God bring lewe waar alles dood lyk. Kom ons bid saam. Dankie dierbare God en hemelse Vader, dat ons in hierdie Pinkstertyd hierdie kosbare boodskappe vanuit U woord kan hoor. Dankie dat U 'n God is wat nuwe lewe bring deur U woord en deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor. Stuur U Gees uit in hierdie Pinkstertyd om nuwe lewe in oorvloed te bring en om nuwe herstelwerk te doen ook in ons lewens. Dankie vir Jesus Christus, wat deur die Gees verheerlik word. Ons eer U vir sy kosbare werk. Seën ons die res van hierdie aand en vul ons harte met U vrede.
In Jesus naam bid ons dit. Amen.